Hallo almal en welkom by die Wiskunde met Maggie Wiskunde kanaal. Vandag doen ons 'n tweede video in die algebraiese uitdrukkings vir graad 10 reeks en ons doen getalle stelsel voorbeelde. As julle nog nie die eerste video gedoen het nie of gekyk het nie, asseblief gaan kyk dit want dit gaan julle definitief help in hierdie video omdat ons met die getalle stelsel werk. In daai video verduidelik ek wat die verskillende tipe getalle is en voorbeelde van hulle. As hierdie video jou help, asseblief onthou om te subscribe en om vir my die thumbs up knoppie te druk en om die woord van hierdie kanaal te versprei. Asseblief kom praat met my op Instagram as daar iets is wat julle nog wil hê of as julle net met my wil gesels en vra. Kyk, kom ons begin met die voorbeelde. In voorbeeld 1 vra ons watter getalle is irrasionaal en hoekom. So vir die eerste een het ons paai en dis 3,14159263 en dit gaan baie aan. En ons gaan sê hierdie een is irrasionaal, want hy is basies in 'n desimale of breekgetal, maar hierdie is nie repeterend. Sy komma ietsie is nie repeterend, so dit bedoel hy is irrasionaal. Hierdie een is definitief rasionaal, want dit is 'n desimale getal. Dit is nie repeterend nie, dit is 'n terminerende desimale getal, maar hy stop ook net by 4. Hierdie getal is rasionaal. Dit is eintlik 'n heelgetal, so dit val onder die rasionale getalle. Of dit is ook 'n telgetal of 'n natuurlike getal. In hierdie geval het ons ook 'n rasionale getal. Die rede hoekom hierdie ook rasionaal is omdat al is dit hierso 'n komma iets wat aangaan vir ewig, is dit iets wat repeteer, so dis 'n repeterende desimale getal, want het gaan 734, 734, 734, al die pad tot infinitief, en daarom is dit rasionaal. Ok, nou vir die tweede voorbeeld sê dit skakel die volgende desimale getalle na 'n breekvorm om. So in hierdie geval gaan jy sê dis 10 op 1 plus 9 op 10, so enigiets wat hierso is op 'n 10, plus 4 op 100, so enigiets wat daar is 100. Die enigste manier hoe ek het altyd onthou is dit 1,0, 1,00, so die sou die 100ste plek wees, hierdie is die 10de plek, hierdie is die 1000ste plek, ensovoorts. Ok, dan moet jy alles na dieselfde noemer omskakel, so dis 10 op 1 maal 100 op 100, plus 9 maal 10 op 10 maal 10, plus 4 op 100, so dan kry jy 1000 plus 90 plus 4 op 100, en dit gee vir jou 1094 op 100. Dis jou finale antwoord. Vir hierdie een gaan jy dieselfde idee gebruik, jy gaan sê 35 op 1 plus 6 op 10 plus 7 op 100 plus 9 op 1000, en dan gaan jy hierso maal met 1000 op 1000, hierso maal jy met 100 op 100, hier maal jy met 10 op 10, want jy wil al jou noemers na 1000 toeneem. So dan gaan jy kry 35.000 plus 600 plus 70 plus 9, alles op 1000, en dit gaan vir jou 35.679 op 1000 gee, en dit is jou finale antwoord. In party gevalle kan jy probeer om dit te vereenvoudig, maar maak dit seker dat jy nie weer na desimale of iets soos dit toe gaan nie. Ok, nou wat doen jy as jy 'n repeterende desimale getal het en jy wilt na 'n rasionale getal neem? Let net gou op hierso, hierdie kolletjie of hierdie streepie, beide dui aan dat jy 0,3333 al die pad tot infinitief het, en jy kan jou komma as 'n punt ook skryf, dit hang af wat jou skool wil hê en hoe jou onderwysers en onderwyseresse julle leer. Ok, so die eerste stap wat jy gaan doen, as jy 'n repeterende desimale getal na 'n rasionale getal wil neem, jy gaan, wat ook al hulle vir jou gee, gelykstel aan x, so jy gaan sê, laat x gelyk wees aan 0,33333 al die pad tot infinitief. Dan gaan jy probeer om wat ook al repeteer hierso te kry. So om dit te doen gaan jy sê
10x is gelyk aan 3,333. So jy maal met 10 aan die linker en regterkant. Hierdie hou jy as uitdrukking 1 en hierdie hou jy as uitdrukking 2. Nou gaan jy sê uitdrukking 2 minus uitdrukking 1 is gelyk aan 9x is gelyk aan 3. So as jy hierso sien, ons probeer hierdie twee uitdrukkings skep, sodat jy van daai repeterende desimale gedeelte ontslaa raak. Nou gaan jy sê, jy wil x op sy eie kry, so jy sê x is gelyk aan 3/9, en dan probeer jy het vereenvoudig, soveel soos jy kan, en dit gee vir jou 'n derde, en dit is jou breekvorm. Kom ons doen dit weer met 'n ander voorbeeld. So in die geval sien julle dat ons 5,432 het, so jy doen weer dieselfde ding, jy sê laat x gelyk wees aan 5,432,432,432. Onthou om die 3 kolletjies daar te sit, want dit bedoel dit gaan aan tot en met infinitief. Nou wil jy hierdie hele stuk 5432 aan die linkerkant van die komma hê. So jy gaan sê 1000x is gelyk aan 543,432,432,432 ensovoorts. Weereens, hierdie is uitdrukking 1 en hierdie is uitdrukking 2. Nou sê uitdrukking 2 minus uitdrukking 1 gaan gelyk wees aan 999x is gelyk aan 5432 minus 5, en onthou hierdie kommas is als dieselfde, so dit tel nie. En as jy daai minus, bly jy oor met 5427. Ok, so nou wil jy jou x op sy eie hê, so jy gaan sê 5427 gedeel deur 999, en dan kan jy 'n sakrekenaar gebruik om daai te vereenvoudig. Onthou net, jy wil weer eens nie na 'n breek toe gaan nie, of 'n desimale getal toe gaan nie, jy wil dit in die eenvoudigste breekvorm hou. As ek reg is dit 5 en 16 op 37 as jy finale antwoord. Ok, nou het ons voorbeeld nommer 3. As jy hierdie Venn-diagram kry, en jy bestudeer dit, sien jy dat jy natuurlike getalle, telgetalle, en dan heelgetalle het, en dan het jy net hierdie spasie tussen hierdie getalle en x. Nou vir hulle, waar pas minus 'n half in die diagram? So ons weet, vir natuurlike getalle gaan jy van 1, 2, 3, al die pad tot positiewe infinitief. Vir telgetalle gaan jy van 0, 1, 2, 3, al die pad na positief infinitief. Vir heelgetalle gaan jy minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, en hierdie gaan negatiewe infinitief en positiewe infinitief doen. As jy oplet, niks van hulle stap in breuke nie, so daar's niks 1,5, 1,2, minus 1,5 of wat ook al nie. So hierdie minus 'n half gaan nie in een van hierdie 3 stukke pas nie, en dit pas eintlik net tussen in hierdie oop stuk van die Venn-diagram en x oor, so dit is hier. Ok, nou vir hulle is die volgende waar of onwaar. 'n Heelgetal is 'n natuurlike getal. So hierdie is jou heelgetalle, hierdie is jou natuurlike getalle. So hierdie gaan onwaar wees, want as jy hier kyk, kan jy sien dat alle natuurlike getalle deel is van die heelgetalle, maar alle heelgetalle is nie natuurlike getalle nie, want natuurlike getalle gaan van 1 tot positiewe infinitief, waar heelgetalle van minus negatiewe infinitief tot positiewe infinitief gaan. So basies die heelgetalle sluit getalle in wat die natuurlike getalle nie het nie. Dan vir die tweede deel, vra hulle, elke telgetal is 'n heelgetal. Ons weet hierdie is telgetalle en hierdie is heelgetalle, so daai is waar, want elke liewe telgetal wat 0 tot positiewe infinitief is, pas by die heelgetalle in wat van negatiewe infinitief tot positiewe infinitief gaan. Die tweede vraag, of die derde deel van vraag 3, sê daar is geen desimale getalle in telgetalle nie, en ons het net gesien dat telgetalle van 0 tot positiewe infinitief gaan, en dit gaan in stappe van 1 op, so dis 1, 2, 3, 4, 5, 6 ensovoorts. So hierdie is waar, daar is geen desimale getalle in telgetalle nie. Ok,
die vierde deel van hierdie vraag is die volgende reël, nie reël of ongedefinieerd? So onthou net dat reële getalle is jou natuurlike getalle, jou taalgetalle, jou heelgetalle, jou rasionale getalle en jou irrasionale getalle. So, in hierdie vraag is dit minus voor die vierkantswortel. So, as die minus in die vierkantswortel was, sou dit 'n nie reële getal gewees het nie, maar omdat dit buite die vierkantswortel is dit 'n reële getal. Hierso deel jy deur 0, so enigiets wat deur 0 deel is ongedefinieerd. So, jy skryf dit onmiddellik. Dan vir C, jy sien hierso is 'n minus in die vierkantswortel, so onmiddellik kan jy sê die is nie reël. Okay. En hierso, hierdie is onder 'n derde magswortel, so jy weet dat minus 3 maal minus 3 maal minus 3 vir jou 27 kan gee, so hierdie is reël. As jy hierso 'n onewige getal sien en het 'n minus onder die vierkantswortel, is dit gewoonlik nie die vierkantswortel nie, onder die wortelteken, dan het jy gewoonlik 'n reële getal, want enigiets wat 3 keer of 5 keer wat ook al met homself maal, gaan as hy negatief is, 'n negatiewe eindgetal vir jou gee. Okay, julle, dit is al wat ons het vir vandag. Ek hoop hierdie het julle gehelp. As dit het, asseblief onthou vir my te subscribe, die like knoppie te druk en om die klokkie te druk, sodat jy kan sien wanneer ek nuwe video's vrystel. Ek hoop hierdie het julle gehelp en laat my in die comments weet of dit julle gehelp het. Baie dankie!